Hoe kosbaar is dit om weer saam te wees. En die Here se woord voor ons oop te hê, veral vandag. Kreta is die grootste eiland in die Middellandse See. Maar Kreta is nie 'n plek waar jy wou wees in Paulus se tyd nie. Allermins 'n kerk daar te begin. So, hoe het dit gebeur? Wat is die agtergrond? Kom ons lees saam uit die Bybel, Titus 1. Here, dankie dat ons nou u woord kan oopmaak en kan besef ons is op heilige grond. Want dit waarvoor u kan sien, sal ons nie verstaan nie. Die chaos wat u verander, is bo ons verstand. En dankie dat ons vandag veilig is by u en weet dat u vir enige iets kan sien, ook vir ons. Wil u nou die woord vir ons open en wil u ons leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Titus hoofstuk 1, 'n brief wat Paulus geskryf het aan een van sy getroue, besondere medewerkers, Titus, oor sy werk op Kreta. Titus 1 van vers 5 af. Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring. En dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel, soos ek dit aan jou opgedraai het. 'n Ouderling moet onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend of opvleend nie, nie 'n dronkaard of 'n rusiemaker, of 'n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Daar is baie, veral onder die bekeerlinge uit die Jodendom, wat in opstand kom teen gesag, wat onsin praat en mense verlei. Hulle mond moet gesnoer word. Hulle bring hele huisgesinne in beroering, deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dit net om skaamteloos geld te maak. Een van hulle mense, hulle eie profeet, het gesê, die Kretensers is altyd leuenaars, ongediertes, lui vrate. Hierdie getuienis is waar. Daarom moet jy hulle streng teregwys, sodat hulle gesond kan word in die geloof. Hulle moet hulle nie langer besig hou met Joodse verdigsels en met die voorskrifte van mense wat van die waarheid afgedwaal het nie. Vir reines is alles rein, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deug vir geen goeie werk nie. Tot sover. Kreta was dan in Paulus se tyd 'n plek waar jy nie wou bly nie. Maar dit was nie altyd so nie. Van omtrent 3000 voor Christus af, toe die sogenaamde Minoane in beheer was, en hulle 'n geweldige hoë beskawingspyl gehad het, dat hulle tyd ver vooruit was. En dit gebeur maklik as jy hoë waardes het op 'n klein plekkie waar mense dit probeer beskerm, dan kan jy ordentlik kyk dat alles regloop. En dit was so. Hulle was hulle tyd ver vooruit gewees rondom die ontwikkeling van skrif en hoe hulle besigheid gedoen het. Hulle regstelsel was die beste wat daar kon wees. En hulle het goeie besigheid gedoen. Hulle was te klein gewees om by hulle bestaan te maak. So hulle het baie vinnig geleer om besigheid te doen met die mense om hulle. Nou Kreta is 'n eiland. En daarom om te beweeg van 'n eiland af, moet jy skeepvaart goed verstaan. En hulle was hulle tyd ver vooruit gewees met skeepvaart. Goeie besigheid gedoen, baie integriteit gehad. Oor 'n baie lang tyd, gewoonlik hou goeie beskawings nie so lank nie. Elke goeie beskawing gaan af met tyd. En vir omtrent 1500 jaar het hulle dit reg gekry. En toe die Messiane oorgeneem. En hulle het basies die standaard daar gehou. Hulle was ook 'n besondere groep mense gewees. Omtrent 1600 voor Christus.
Maar so van 1100 voor Christus af, het dinge begin skeefloop. Die Misiane het nie langer die beheer gehad wat hulle altyd gehad het nie, en die mense van Kreta het half hulle eie ding begin doen. En waar die duiwel oorneem, goeie goed oorneem, is dit verval van 'n hoër orde. 'n Slim dief is 'n baie moeilike ding om te hanteer. En die samelewing het heeltemal verval, en waar hulle op harde, eerlike maniere geld gemaak het, besigheid gedoen het, het hulle dit nie meer gedoen nie. En een van die kenmerke van Kreta was dat hulle uitsonderlik goeie seerowers was, want hulle het hierdie fantastiese vloot gehad. En hulle het net maniere gehad om mense se goed te roof wat op see is, skepe wat die mense net vir honderde jare nie meer antwoord gehad het nie. Hulle was so vindingryk geweest, so arrogant kan ons self sê, dat hulle selfs dorpe wat teen die kus was, ook gaan roof het. Hulle het net met hulle vloede aangekom, dan het hulle daai mense se goed gevat. En omtrent 500 voor Christus skryf een van hulle profete, en hy word in hierdie gedeelte aangehaal, Paulus haal vir Epimenides aan, een van die digters van Kreta, dat hy sê van sy mense, die Kretensers is altyd leuenaars, ongediertes, lui vrate. Want sien, soos die tyd aangestap het hierdie mense kort paaie gesoek om dinge te doen. En hulle het nie meer op 'n harde, eerlike manier gewerk nie, so hulle sou goed geroof het, en dan sou hulle ook intern nie wou werk nie, mekaar verneek het. Jy kon nooit iets vertrou wat 'n Kretenser vir jou sê nie, het altyd bybedoelings gehad. En dit was iets wat deel was van hulle gemeenskap, dit was endemies, dis hoe almal was. En van die kenmerke van sulke beskawings, en dis wat hy van hulle praat, hulle is leuenaars, uiteraard ongediertes. Dit het soos die diereryk gelyk. Nou ryk dit nie diereryk. Diere gee nie om, verander nie. Diere wil net kry wat hulle wil hê, vir al jou ongediertes, jou roofdiere. Hulle vra nie, is dit 'n goeie tyd, of moet ons liewer die maan nie los nie, want dan gaan die kleintjies ook vrek nie. Hulle het nie omgegee nie, hulle het net gegryp wat hulle wou hê, en in oordaad dit geniet. Hulle sou half geëte goed net daar los. Dis ongediertes. Hy sê, dis hoe dit lyk. Lui vrate. Nou dis 'n interessante ding, die woord vrate is die woord vir maag, so hulle is eintlik net 'n maag wat nie wil werk nie. Hy wil net eet, maar hy wil niks werk nie. So hy het allerhande planne om die goed te kry. En dit was hoe dit op Kreta lyk. En dit was 500 jaar voor Titus hier begin werk het. Dit het net erger geword na die 500 jaar, so dat Paulus hier skryf, daai gedig van Epimenides is nog net so waar. En die interessante, hulle het omtrent 67 voor Christus vir die eerste keer, die Romeine besluit, maar hierdie is bog, hierdie mense met hulle seerowery, dis nou klaar. En hulle het hulle groot generaal, Pompeius, die grootste generaal van die Romeine ooit was, gestuur, en hy het gegaan en hy het die seerowery basies beëindig. Hulle kon dit nie, hy het alles vernietig, en dit kon nie meer aangaan nie. Maar die mense se leefstyl het nog so aangegaan. Toe moet hulle intern hierdie goed begin kry. So dit was 'n totaal vervalle gemeenskap, waar die sterkste een baas was. En dit het beteken dat daar mense is, dat as hy sterk was, was hy arrogant geweest, en dan het hy eise gestel en moes mense vir hom voorsien. Natuurlik in so 'n gemeenskap is drank jou vrye tyd verdryf. Dit was algemeen. Mense drink, en hulle drink baie. En wanneer hulle drink, dan wil hulle al die probleme oplos, dan wil hulle die rusies uitsorteer. So as deel daarvan was daar verskriklik baie rusies in bekleierigheid. Jy het, as jy 'n Kretenser gesien het, wat iets het, dan het hy sterk vuiste gehad. Die woord wat hier gebruik word, is juis vir baklei, is juis vuisslaan. Hulle wou net baklei, oral waar hulle met mekaar te doen gehad het. Hulle het oneerlike besigheid gedoen. Jy kon nooit weet, as jy met hierdie ou besigheid doen, kan jy hom vertrou, en jy sal kry wat hy beloof het nie. Titus, die ander, ons het nou die plek waar hy moes werk, die persoon wat daar moes werk, is ook 'n interessante mens. Titus het al Paulus se sendingreise saam met hom gedoen. Hy was 'n besondere man, 'n Griek gewees, hy is nie besny nie, en 'n Griek wat tot bekering gekom het, baie lojaal, baie wys. Op 'n plek het Paulus se verhouding met die Korintiërs
was nie drein af. Hy het gesê, ek is klaar met julle, ek wil niks met julle meer te doen hê nie. En Titus het gegaan en hy het met hulle gepraat en hy het na Paulus toe gekom, ons lees dit in 2 Korintiërs. En vir Paulus sê, Paulus is nou weer reg. Julle kan weer met mekaar praat. Ek het die mense weer met mekaar versoen. Titus was uiteraard, omdat hy so baie Paulus' sendingreise saam was, en dit was moeilike omstandighede, op skepe en ongerief gebly, uitdagende goed, baie keer moes hulle vir hulle lewe vlug. Hy was deel van dit gewees, so hy was 'n avonturier. En ek weet nie of het Titus was of Paulus wat vir mekaar sê, luister, kom ons hap groot, kom ons gaan doen iets wat nog nooit voorheen gedoen is nie. Ons probeer Kreta vir Jesus wen. En hoe dit mag sy, Titus bevind homself op hierdie verskriklik vyandige, bedreigende eiland Kreta. En dan sê Paulus vir hom, kom ons doen wat ons gedoen het in die ander plekke rondom die bediening en gesien het dat dit werk. Hoe sal jy 'n plek wat totaal vervalle is, totaal wegskeur van God af, waar jy jou hande in die lug gooi en sê, vlug, kry jou kaartjie buiteland toe, jy gaan hierdie plek nooit weer reg kry nie. Wat maak dat jy vir so 'n plek kan sien? En dit laat ons besef dat God groot dink oor die skepping. Die hele skepping behoort aan die Here, nie net die plekke wat beskaaf is en vriendelik is nie, die hele skepping behoort aan die Here. En die hele skepping moet 'n plek word wat lyk soos die Here se. En dis ook van ons waar, die wêreld waarin ons leef. Jy is nie maar iemand wat veg vir jou plekkie in hierdie verskriklik vyandige wêreld nie, dis God se wêreld. En ons het heeltyd die verantwoordelikheid om hierdie wêreld te skuif en te verander, te bekeer as ons sou kon sê. Dis die ingesteldheid. Hoekom doen Christene goeie dinge? Om nader aan God te kom? Nee, ons doen goeie dinge, want dis hoe ons gemeenskap help. So wat hy vir Titus sê is, Titus, my voorstel aan jou is, gaan maak hierdie plek wat hy moet wees. En die eerste wat jy moet doen, jy moet hom wys, hoe lyk die regte? En daarvoor wil ek hê dat jy mense aanstel, hy noem spesifiek ouderlinge. Maar hierdie ouderlinge is besondere mense. Hulle het 'n sekere leefstyl, 'n sekere waardestelsel, wat absoluut navolgingswaardig is. So die eerste ding wat hy vir hom noem, 'n ouderling is iemand wie se gesin vir hom baie belangrik is. As 'n kind terugdink oor sy lewe, en hy sou vertel watter dinge het vir hom baie beteken, en wat het hom gehelp om te kom waar hy is een van die mooiste en belangrikste dinge, dat 'n kind sal sê, ek kom uit 'n gelukkige huis, waar my pa en ma mekaar lief gehad het, en waar ons respek vir hulle gehad het. Dis waar die verval in Kreta gekom het. Daai waardes het nie meer bestaan nie, daai paas het gedrink heel dag, hulle was nie met hulle gesinne besig, hulle het nie respek gehad vir hulle nie, hulle het gedrink. En omdat daai waarde verval, kan jy nie op ander maniere dit reg kry nie. Jy kan nie deur dreigemente en belonings en dinge mense se lewens verander nie. Die basis van alles is 'n gesonde gesin. 'n Gesin waar die man die vrou liefhet, hulle mekaar liefhet en hulle respek het vir mekaar en hulle kinders respek het vir hulle. So Paulus sê vir hom, moenie eers probeer om op Kreta 'n verskil te maak as hierdie ding nie in plek is nie. En dit is vir ons as Christene geweldig belangrik. Die eerbied wat kinders vir ouers het en die kosbaarheid van hulle gesinsverhoudinge. En dan sê hy vir hom, is daar sekere goed wat nie in jou lewe moet wees nie. En dan noem hy die goed wat nou alles waar was van die Kretensers gewees. Die arrogansie, die bekleierigheid, die liggeraaktheid, plan om heeltyd op kort paaie geld te kry, net maklike maniere, ek wil nie regtig skool toe gaan nie, ons sal 'n manier kry om die toets jou goeie punte te gee, ek sal met die juffrou praat, en die hele tyd het ons planne om die ding te werk, terwyl die regte manier is, doen die regte ding, doen jou werk, staan jou man, vat jou pak as jy 'n fout gemaak het, daai diep integriteit, goed wat hulle nie moet doen nie, en dan goed wat hulle moes wees. Nou kom ons sê net vir mekaar, hierdie is nie die dinge wat die ouderlinge moes wees nie, almal moes dit wees. 'n Rukkie verder in Titus praat hy ook met jong manne en met vrouens en met slawe. En dis als dieselfde goed as wat die ouderlinge moes doen. Die kenmerk van ouderlinge was net gewees dat hulle met tyd hulle self bewys het as mense wat erns maak hiermee en wat toegewyd is.
maar dis dieselfde lewenstyl. Dis dieselfde manier hoe ons die gemeenskap verander, is die geweldige voorbeeld. As Christene het ons nie mag tot ons beskikking om mense te oortuig of te oordonder nie. Ons het net een ding, en dis ons integriteit, en dis ons invloed, en dis hoe ons is. En op daai manier skuif jy 'n gemeenskap, en bring jy by mense honger om naby jou te kom. Hulle voel veilig by jou. So die dinge wat hy sê in hulle lewe moet wees, is dat hulle moet wys dat hulle van iewers hoër af beheer word. En daarom is hulle nie impulsief nie, hulle is verstandig. Hulle verstand word gevorm deur iemand anders. Hulle is regverdig. Hulle werk mooi met mense. Mense voel veilig by hulle. Die een oor gasvryheid is baie interessant. Ons ken nou die woord xenofobia. Xenos is vreemdelinge en fobie is, wat ons nou weet, fobie is 'n vrees wat ons het, vrees vir vreemdelinge. Hierdie gasvryheid, die woord in Grieks is philoxenon. Philos is liefde. My vriend van my het 'n hond gehad en jy kan enige Labrador kan jy maar die naam gee, Philos, want dit is een van die woorde van liefde in die Grieks. Lief vir vreemdelinge. Dis hulle ingesteldheid. Ons is nie ingestel op die slegte in mense te ontdek en agterdogtig te wees en skepties oor mense nie. Ons glo in hulle potensiaal en ons help hulle om dit te bereik. Ons is nie naïef nie, maar ons weet waarheen ons mik. Gasvry, mense wat lief is vir vreemdelinge. Dis ons kenmerk. En kom ons maak hierdie vandag ons eie, dat ons 'n leefstyl wil hê wat kenmerkend is van Christene. En dis so kosbaar. Hoe lekker is dit nie, ten spyte van die verskille tussen kulture en eetgewoontes. Die oomblik as hulle by hulle Christelike waardes kom, praat hulle dieselfde taal. Dit is vir my so kosbaar om byvoorbeeld blootstelling te kry aan mense uit China, of uit Indië, of uit die Ooste, Indonesië, waar ook al. Ek wil nie met 'n stok aan hulle kos vat nie, Ethiopië byvoorbeeld. Maar hulle Christene, dis my mense. Ons praat dieselfde taal, ons leef uit dieselfde gees. En daai leefstyl wil ons, soos hulle dit in hulle land doen, wil ons dit hier wees, op die plek waar ons is. As hulle kom, dat hulle net deur die groet van iemand kan weet, jy's 'n Christen, ek weet dit, kan ek met jou tyd spandeer. En ons het 'n reuse verantwoordelikheid in ons omgewing. Kom ons bid die Here dat hy ons sal help. Here, hierdie wêreld is u sin. En u het hom in verskeie vorms van chaos gekry, van die skepping af. En elke keer het u hom verander, en het u kinders gebruik. En dit is vir ons 'n voorreg om deel van die plan te wees. En ons bid dat u ons bewus sal maak van ons verantwoordelikheid, en dat u ons kreatief sal maak in dit wat ons doen, dat dit vir ons lekker sal wees, om u volgelinge te wees en u getuies. Wil u met ons leiers wees, wat vir ons moet voorgaan, en vir ons die pad moet aanwys. En wil u vir ons mense maak, wat deur ons navolging wys, dat ons leer, en dat ons u wil verheerlik. U is 'n wonderlike God, en ons dank u vir Kreta, en vir Titus, en vir die wonder, dat u nou by ons is. In Jesus se naam. Amen.